Goeiemôre, dit is Johan Spies hier en ons gesels vandag verder in ons reeks oor aan die voete van Jesus. U sal sien, dit is nie nommer 11 nie, maar nommer 12 wat ons vandag doen, want ek het hierdie een oorgeslaan en hierdie een is vir my baie gepas by die tyd waarin ons leef en dit wat tans in die gang is. Ons het hierdie naweek die aanvalle van Israel op Iran en dan Iran se weerwraak aanvalle op Israel en hierdie is vir my 'n gelykenis wat vir ons vertel wat aan die einde wat ons kan verwag. So dit is hoekom ek hom indruk voor nommer 11. So hopelik gaan die volgende week dan nommer 11 hoor wat meer beskrywend is oor in die hemel wat daar gaan gebeur. En daardie een se titel gaan wees die maaltyd. Hierdie artikel kry ons opgeteken in die Bybel en hy is net in die evangelie van Matteus, nie in een van die ander evangelies nie. Kom ons lees saam Matteus 13 en ons lees eers die gelykenis self van vers 24 tot 30. En 'n ander gelykenis het Jesus hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar Jesus antwoord: Nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Eers 'n bietjie plantkundig gesels, dat ons net kyk wat gaan aan in hierdie gelykenis. Hoe is dit dat jy nie 'n onkruid en koring uitmekaar kan ken nie? Die tuiste van koring is die Midde-Oosterse gebied, die gebied rondom die Mediterrane See. En in 'n gebied waar jy jou plant kry, het jy ook ander plante wat hierdie plant namaak. En dit word gedoen om hulle self te beskerm, dat jy hulle nie moet uitroei nie. En daar is so 'n plant wat in daardie gebied groei. Inteendeel, ons kry hom selfs in ons eie land. En dit is een van die wat die boere noem raaigras. Is een van die lolium spesies. Hy lyk net soos koring in die jong stadium. Maar die oomblik as hy ryp word, het hy 'n donker saad. Party beskryf dit as 'n donker pers, ander beskryf dit as 'n donker bruin, maar is 'n baie donker kleur saad wat hy vorm. En as jy daardie saad eet, veroorsaak hy dat jy eerstens dinge sien wat nie gebeur nie, met ander woorde, jy het hallusinasies, maar dit kan ook in 'n oormaat lei tot jou dood. So dit is wat hierdie onkruid is wat groei. In die Engelse Bybels het hulle dit vertaal met die woord wat daarvoor gebruik word. In party Engelse Bybels is dit as darnel vertaal en aan ander as tares. In Afrikaans is dit bloot as onkruid vertaal. Maar kom ons kom by die verklaring van hierdie gelykenis. En ons kyk na die verklaring wat Jesus self gegee het. En dis 'n bietjie verder in Matteus 13. Verse 36 tot 43. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose, en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak, al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hul Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Kom ons probeer dit nog makliker stel as wat Jesus dit hier gemaak het. Hy is die saaier en hy het dwars deur die wêreld saad gesaai wat ontkiem en gegroei het, en dit is elke gelowige. Maar die duiwel boots hom na, en die duiwel het ook saad gesaai. En die duiwel se saad lyk aanvanklik net soos die saad wat Jesus gesaai het. Dit lyk soos die koringplant, maar dit is nie die koringplant nie. En jy gaan eers aan die einde sien wat die plant werklik is, die oomblik as hy daardie plant moet begin vrug dra. Met ander woorde, Jesus se woord is gesaai, dit het in baie van ons harte gegroei, en ons het Jesus aangeneem as ons verlosser, ons volg hom, ons glo dat hy God is, ons glo dat hy in die kruis gesterf het ter wille van ons oortredinge, ons glo dat hy opgestaan het uit die dood, en deur sy opstanding uit die dood, het hy die sonde vir ons oorwin. Ons glo dat hy na die hemel gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei, en dat hy weer gaan kom om ons te kom haal. Maar nou is ons verdeel in baie verskillende denominasies. En baie mense spot die kerk as gevolg van hierdie hoeveelheid denominasies wat daar is. En waar kom hierdie spottery vandaan? Dit is deel van die sataniese aanval wat daar is op die woord van God. Kom ons begin eers, wat gebeur in 'n kerk? Die meeste kerke, as hulle gestig word, en 'n kerk is hierso gelykstaande aan denominasie, as die kerk gestig word, gaan als baie goed in die kerk. Maar spoedig kom hierdie valsaad, hierdie onkruid, kom in die kerk in. Hulle lyk soos die mense wat in die kerk is, hulle praat soos die mense wat in die kerk is, hulle tree op soos die mense wat in die kerk is, maar in hulle hart is hulle nie oortuig dat Jesus hulle verlosser is nie. In hulle hart dien hulle 'n ander Vader. En in die kerke sien ons dit raak. Hierdie mense begin dan om kommentaar te lewer oor die kerk. Hulle vertel dat hierdie ding wat in die kerk gebeur, of daardie ding wat in die kerk gebeur, dat dit verkeerd is. En hulle sal selfs tekste uit die Bybel aanhaal om vir jou te probeer bewys dat dit verkeerd is. Maar daai tekste word gewoonlik buite verband aangehaal. As jy dit behoorlik bestudeer, sal jy sien dat die kerk was reg gewees. Maar hierdie mense bring 'n vals teologie in die kerk in. En as hierdie vals teologie begin uitbrei, dan begin jou ware Christen ongemaklik voel in die kerk. En jou ware Christen spring uit en stig 'n ander kerk. En in hierdie ander kerk is alles vreeslik voorspoedig. En dan stuur die duiwel weer een van hierdie plante van hom daarin, en hulle begin stories vertel. En die stories wat hulle vertel wissel, dit is van 'n geskinder van iemand in die gemeente, en gewoonlik is dit 'n prominente lid van die gemeente wat beskinder word. Het jy dit of dat van hom of haar gehoor? En hierdie skinderstories bring mee dat daar tweespalk in die kerk is. Of nog erger, die stories word vertel oor 'n kerkraadslid, en met eens is jou vertroue in die hele kerkraad daarmee heen. Jy vertrou nie die diakens nie, jy vertrou nie die ouderlinge nie, en jy vertrou nie die predikant nie. Van hierdie mense kan verkeerd wees. En ons leef in 'n tyd waar baie mense wat op die kansel staan van hierdie verkeerde saad is. Daar staan mense op kansels wat sê dat die Bybel is nie die woord van God nie. Daar staan mense op kansels wat sê dit is net 'n ou boek wat jou morele waardes gee, maar ons kan nie daarvolgens leef nie. Daar staan mense op kansels wat vir jou vertel dat hulle vir jou die waarheid sal bring,
dit is vals. Dit is vals leraars. En dit is 'n kerk waaruit jy moet pad gee, want jy gaan nie daardie kerk sommer van binnekant af reg kry nie. Maar hoeveel van ons lidmate klou nie vas aan die kerk, want my oupa was daar, my pa was daar, en daarom moet ek in daardie kerk wees. Maar daardie kerk is so ver weg van die waarheid, dat jy niks meer kan glo wat in daardie kerk gesê word nie. Dit is wat hierdie onkruid doen. Nou, het u gehoor hoekom daar soveel denominasies is? Want keer op keer probeer die getroue die nuwe kerk stig, wat skoon is en op die woord van God gegrond is. Maar die oomblik as iemand dit doen, dan begin daardie valse koring, die onkruid, begin dan dadelik stories vertel. Hoekom hardloop daai mense weg uit die kerk? Hulle het weer 'n vals agenda en nou stig hulle hierdie sekte. Hoe dikwels het jy nie al daardie woorde gehoor nie? Want dit is wat hier bespreek word. Daar is mense wat gaan om sektes te stig. En met 'n sekte bedoel ek enige plek wat sê dat hulle God dien, maar hulle dien God nie. Met ander woorde, as jy sê, ek aanvaar die Bybel, maar ek verwerp die boek Jona, want dit is onmoontlik dat 'n man 3 dae in die ingewande van 'n vis kon leef, dan is jy onder hierdie vals apostels, onder hierdie vals koring. Dan is jy een wat verkeerd is. As jy kom en jy sê, Jesus het alle mense lief, en omdat hy almal lief het, moet jy almal lief hê, sover praat daardie persoon die waarheid. Maar nou kom hulle by, en nou vat hulle 'n persoon wat oortree op 'n sekere terrein. Kom ons vat die voorbeeld van homoseksualisme. Daardie persoon is so gelukkig en hy's in 'n vaste verhouding met 'n ander man. En omdat hulle so gelukkig is, moet ons liefde maak, dat ons dit aanvaar. Jy's in stryd met die woord van God, dit is nie wat in die woord van God staan nie. Kyk 'n bietjie na die vorige bydra wat ek gegee het in hierdie, wie verander die waarheid van God in 'n leuen? Want daar word dit duidelik uitgespel dat dit 'n gruwel in die oë van God is. So, die liefde van God word verdraai, en daar gaan 'n vals boodskap uit. Die hele wêreld, alle mense leef saam, dis nie meer nodig om te trou nie. En jy vra sommer self vinnig vir God, trou ons twee wil getrou wees aan mekaar, en julle leef saam. Maar julle gaan net so maklik skei. En dit is nie wat God wil hê nie. Dit is vals boodskappe wat verkondig word. En hierdie boodskappe word deur mense in die kerk versprei, en dit is hierdie mense in die kerk wat die onkruid genoem word. En u sien hier wat hulle uiteinde gaan wees, hulle gaan in die vuur verbrand word, hulle gaan nie soos die regverdige skyn in die koninkryk van hul Vader nie. Dit bring ons by die vraag, waar staan jy? Is jy deel van die vals koring? Is jy die onkruid? Of is jy die ware koring? En Jesus gee vir die engele die opdrag, want ons sien hier in sy verduideliking, dat dit die engele is, wat hierdie vals mense wou uitroei, uit die kerk uit. Maar hy gee aan hulle die opdrag om dit nie te doen nie. Want hierdie onkruid het elke keer 'n klompie volgelinge. En hierdie volgelinge is mense wat werklik in God glo, maar hulle word meegesleer deur hierdie leuen. Tog hou hulle vas aan die waarheid. En die oomblik as hulle van die leuen verwyder gaan word, gaan hulle terugkeer na die waarheid. Dit is die afvalligheid waarvan gepraat word. En as jy daardie persoon gaan uitpluk uit die kerk uit, jou onkruid, dan gaan jy van die koring saam met hom uittrek, want die wortelstelsels is verweef aan mekaar. En ek het dit persoonlik by 'n paar geleenthede in verskillende kerke gesien, dat hierdie onkruid word so aanvaar deur selfs die meerderheid van die kerk, dat hulle die verkeerde aanvaar, dat hulle dit aanvaar wat in stryd is met die woord van God, en dat hulle daarvolgens wil lewe.
En dit is wat jy moet doen in jou lewe. Jy moet jou voor God verootmoedig en hom vra om vir jou te wys watter dinge is daar wat verkeerd is in jou lewe, maar nie net in jou lewe nie, ook in die kerk waarin jy is se lewe. Jou eerste taak is om te probeer om die kerk van binne te probeer regkry. Maar as die kerk 'n sekere stadium van verrotting bevind het, want dit is die proses wat hier plaasvind, dis 'n verrottingsproses, en dit stink al so in sekere kerke, dat jy hom nie meer kan regkry nie. Dit is verskriklike woorde om te sê, maar dis ongelukkig die ware toedrag van sake. Die meerderheid mense in die kerk aanvaar goed wat heeltemal verkeerd is. Ek het 'n jaar of 2 terug gehoor van 'n geval waar die prediker vir die mense vertel dat jy met jou afsterwing wedergebore word sodat jy in die koninkryk van God kan gaan. So almal die oomblik as hulle sterf word hulle weergebore en hulle kan in die koninkryk van God ingaan. Waar in die Bybel lees jy daardie storie? Dit kom nêrens in die Bybel voor nie. As jy in 'n verlore toestand sterf, gaan jy hel toe. Dit is wat die Bybel vir ons leer. Maar hierdie vals boodskap het in sekere kerke so ver versprei, dat dit die boodskap is wat uitgesaai word. Waar staan jy? Is jy nog die ware koring, of is jy die vals koring? Jy moet seker maak, dat jy die ware koring is. Dat jy in 'n kerk is, waar die boodskap moet opregtheid gepredik word, waar daar vir jou vertel word, wat is die regte boodskap. En so kerk moet jy volg. Ons sien hier ook, ek het net nou al daarna verwys, dat die valsaad, hierdie saad wat jou gaan dronk maak eintlik, ek het net nou gepraat oor die hallusinasies wat jy gaan kry, want dit is wat gebeur as jy van daardie mense se saad eet. Jy begin denkbeeldig dinge sien wat nie bestaan nie, jy glo valshede. Ons kyk na die reeks weer oor die waarheid van God verruil vir 'n leuen. Dit wat gebeur het in Israel, dat Israel word deur Hamas aangeval, en Israel tree op teen Hamas as gevolg van die massamoord wat gepleeg is in Israel. Die eerste dag sê die wêreld, halleluja, loof God, mooi so Israel. Die tweede dag verwerp hulle en sê, maar die 7de Oktober 2023 is kunsmatige intelligensie beelde wat geskep is deur Israel. Ons kry hierdie Thunberg vroumens wat moet haar bootjie soontoe vaar om Kwansys hulp te verleen, en dan neem Israel hulle op 'n mooi manier in hegtenis en laat hulle kyk na die video wat deur Hamas gemaak is op 7 Oktober. En dan draai hulle koppe weg, hulle wil nie daarna kyk nie, want hulle sê dit is propaganda van Israel. Maar dit is wat die moordenaars, dit is wat Hamas gedoen het, maar die wêreld aanvaar dit nie. Nou sit ons met 'n soortgelyke situasie. Iran is besig om Iran te verryk teen 'n ongekende tempo. En op hierdie stadium het hulle reeds genoeg Iran wat ver genoeg verryk is om tussen 10 en 12 atoombomme te maak. Israel val aan voordat hulle dit doen, want teen die tempo wat hulle aangaan, verryk hulle genoeg Iran elke week om nog 'n atoombom te bou. En wat gaan gebeur as jy in die hande van mal mense, want daar is geen ander manier waarop ons die Ayatollahs kan beskryf nie, as jy in sulke mense se hande hierdie mag plaas, wat gaan hulle doen? Hulle gaan doen dit wat hulle Vader vir hulle sê. En hulle Vader is nie die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Hulle beweer dat dit die God van Abraham is, maar hulle is ver verkeerd daarmee. Want hulle Allah is definitief nie ons God nie. As jy kyk na dit wat in die Koran staan, dan staan daar hoe al wat 'n Christen is uitgeroei moet word, hoe al wat 'n Jood is uitgeroei moet word, en hulle glo dit is hulle goddelike opdrag om dit te doen. Met ander woorde, hulle verkondig 'n sataniese boodskap in stryd met die woord van God. En nou gaan hierdie valsheid al so ver, dat hulle beweer dat Adam en Eva,
dat Moses, Noag, dat al daardie mense, selfs koning Dawid, was volgens hulle nou Palestyne gewees. En dit, terwyl die Palestyne eers ontstaan het, eintlik in die 1960s. Voor dit was die Palestyne die mense wat tans die Jode genoem word wat in Israel woon. Maar die waarheid is so verdraai dat niemand dit meer glo nie, almal glo die leuen wat verkondig word. En hierdie leuen word geglo as gevolg van hierdie onkruid wat die duiwel saai. En mense is, soos dit hier aan die einde gestel word, wie ore het om te hoor, laat hom hoor, want die wêreld luister nie meer na die waarheid nie, die wêreld glo die leuen. Ek praat baie lank al met u oor dat ek al hoe meer sien dat die wêreld in twee groepe besig is om te verdeel. Daar is diegene wat God volg, en daar is diegene wat Satan volg. En dan is daar diegene, veronderstel om 'n derde groep te wees wat hulle aan die neuse laat rondlei deur die onkruid, met ander woorde, hulle gaan saam met die onkruid in die hel beland as hulle nie wakker skrik nie. Hulle moet hulle ore oopmaak en luister, wat is die woord van God? Hulle moet die woord van God begin bestudeer, dat hulle by die regte woord kan uitkom, dat hulle weet wat is die waarheid en waarheen hulle moet gaan. Waar staan jy? Is jy op pad hel toe, of is jy op pad hemel toe? As jy twyfel, is jy op pad hel toe. Ek is jammer om dit so prompt uit vir jou te stel, maar as jy Jesus Christus nie as jou verlosser aanvaar het nie, as jy nie die waarheid van Jesus Christus aanvaar het nie, gaan jy hierdie leuns glo, en dan is jy op pad hel toe. Maak seker dat jy die waarheid glo. Maak seker dat jy, as jy jou asem uitblaas, met God gaan wees. Opsomming het ek eintlik klaar vir u gegee, en dit is bloot die vraag, van watter saad is jy? Is jy die koring, of is jy die onkruid? Maak seker dat jy die saad is. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom in hierdie oggend na u, en Here, in ons harte is daar pyn. Daar is pyn dat soveel mense luister na dit wat deur die onkruid verkondig word. Dat daar soveel mense is wat verblind is deur hierdie gif wat in die saad van die onkruid is. Here, help ons dat ons suiwer sal bly in u woord, dat ons u woord sal glo, soos u dit vir ons laat neerpen het. Here, gee dat ons nie in stryd sal kom oor kleinighede tussen mekaar nie, maar gee dat ons in opstand sal kom teen diegene wat u woord verdraai, en wat 'n vals boodskap die wêreld wil instuur, 'n boodskap wat in stryd is met u woord. Onderling gaan ons altyd klein verskilletjies hê oor die interpretasie van iets, maar ons moet u woord aanvaar in sy totaliteit, al lê ons verskillend klem daarop. Dis nie die verskille waarvan ons praat nie, maar Here, die oomblik as iemand afwyk van u woord, is hulle op die verkeerde weg, en dan moet ons monde oopmaak en ons moet praat. Wees u met ons, gee u vir ons die krag om dit te doen, en o Here, gee dat diegene wat ore het, hulle ore sal oopmaak om te hoor wat die waarheid is. Laat diegene wat kan sien, hulle oë sal oopmaak om te sien wat die waarheid is, dat die waarheid Jesus Christus is, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ons kan net lewe vir ewig as ons in hom is. Ons kan net by u kom as ons in Jesus Christus is. Help ons dat ons op daardie weg sal bly. Here, gee ons die krag dat ons nie sal struikel, dat ons voet nie sal stamp nie, maar dat ons met u sal wees waar ons ook al gaan. Ek vra hierdie dinge in die naam van hom wat vir ons aan die kruis gesterf het, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.